Goeiedag en baie welkom by Groeipyne. Ek dink dit is veilig om te sê dat die akademiese druk op kinders deesdae baie groot is. En soms, van 'n emosionele perspektief, weet hulle nie hoe om hierdie druk te verwerk en te hanteer nie. Nou vandag gaan ek bietjie met my avontuurboks praat om te hoor hoe kan ons kinders help om hierdie druk beter te hanteer. Anay, baie welkom hier by my vandag in die ateljee en dankie dat jy tyd gemaak het om met my te kom praat. Dankie Anneke, dis lekker om hier te wees. Anay, vertel 'n bietjie vir ons hoekom of wat is die doel agter my avontuurboks? Okay, ek dink om te begin sommer net waar dit begin. So ek is self 'n mamma van 3 en dan ook 'n juffrou. En daai twee wêrelde het nou bymekaar gekom. En toe my eerste seentjie gebore is, het ek begin besef hy was in die skool en ek het die juffrou het my goed gesê soos, okay, hy moet nou hierdie legkaart kan bou en dit en ek het toe besef maar ek weet nie hierdie goed nie. En toe het dit nou so aangegaan en toe is my tweede dogtertjie gebore en sy was toe by 'n oppasser by die huis en ek het toe begin besef ek weet ook nie wat om vir die oppasser te sê wat om te doen en ek is selfs 'n juffrou. En daar's basiese goeie soos okay, laat hulle nou op hulle maagie lê, wat mens weet, maar daar's soveel meer wat mens kan doen om hulle te stimuleer. In elk geval en toe is ons nou in lockdown en ek dink dit is toe word ek nou eintlik nou die kleuterskool juffrou want dit is altyd my kinders nou by die huis en toe weet ek en gelukkig het ons oppasser toe ook ingebly en ek besef toe okay, ek moet hulle nou leer. En wat toe gebeur is ek het 'n bietjie begin navorsing doen oor mylpale en presies wat my kinders albei moet kan doen. En toe het ek dit begin het ek dit nou als gaan neerskryf en toe het ek begin aktiwiteite spesifiek volgens hierdie mylpale beplan. En ek het dit begin neerskryf en okay, lockdown was baie langer as wat ons gedink het dit gaan wees, maar dit het nou so lank gevat ek het 2 jaar gevat om die program nou bymekaar te sit en die aktiwiteite uit te werk en dit oulik te maak en die temas en toe kon ek nou hierdie goeters deur my eie kinders sien dat hulle dit nou doen en nou met ons derde dogtertjie nou sy doen dit nou voluit van die begin af. So sy kan dit ook nou doen. Maar ja, dit was maar om hulle dan op 'n ek kan amper sê 'n suksesvolle manier half te kan stimuleer en nie net hulle besig te hou nie. En toe is avontuurboks nou so geskep en toe ek geskryf het ek nie gedink dit gaan ooit eindig in 'n produk uitstuur. Ek het nie gedink dit gaan ooit gebeur nie, maar dit het toe gebeur. So ons het dit toe laas jaar September het ons dit toe bekend gestel en en ook het uit dit uit gesien hoeveel mamas weet nie wat om te doen nie. Dis nou iets wat ek self moet bieg. Ek het 'n 2-jarige by die huis soos jy sal weet. En dit is my regtig baie keer moeilik om haar te stimuleer by die huis. So sê net maar op 'n naweek of selfs vakansies. Ja. Ek meen, ek weet nie altyd wat om tot te doen nie en ek dink dit is baie maklik om te sê, hoorie, mamma sit gou vir jou 'n storie aan. Maar ons weet dit is nie die beste vir hulle nie en dit is baie goed vir hulle om hulle, jy weet, heeltyd te stimuleer. Nou Anay, ek wil dan net vir jou vra, so jy het nou 'n bietjie gepraat van jy het volgens die mylpale hierdie bokse ontwerp. Maar as jy nou hoe werk dit met ouderdomme? Is die bokse spesifiek vir ouderdomme of hoe werk dit? Okay, so ons bokse is ek wil amper sê 2 gedeel. So ons het ons 0 tot 1 jaar bokse en dan het ons 1 tot 3 jaar bokse. So ons 0 tot 1 jaar bokse is in groeperings van 3 bymekaar gesit. So dan sit 0 tot 3 maande, 4 tot 6, 7 tot 9 en dan die 10 tot 12 maande boks. En hulle ontwikkel vinnig in daai fase, maar ons het besluit om alles in daai 3 maande boks te sit. So ons werk al die aktiwiteite is dan uitgewerk vir daai 3 maande en jy kry nou alles in jou boks en dan het ons by dit ook 'n geregistreerde suster wat vir ons 'n welstandboekie geskryf het. En dit kom dan ook in daai baba bokse. So dit is regtig om die mamma te kan bemagtig om van die begin af te weet wat om te doen en haar ook reg te kry soos ook vir die hospitaal en bietjie net te help om te weet wat om te verwag. En dan so dis ons 0 tot 1 jaar bokse.
En dan van 1 tot 3 jaar, het jy dan elke maand, so die mylpale is dan ook daar ingedeel om elke maand, soos wat jou kind groei nou maar eintlik saam met die boks. En ja, die mylpale is dan geskryf 13 maande, 14 maande, 15 maande. En elke maand is daar iets nuuts wat bykom. En ek dink die ding is hoekom ons ook dit so gedoen het is dat sê maar nou jou kind sukkel met ietsie op 13 maande. Dis nie noodwendig te sê hulle moet dit dan reg kry nie, dis maar net riglyne. Maar dan kan jy ook altyd teruggaan om te sien, okay, my kindjie het nog nie hierdie reg gekry nie, so dan kan jy weer teruggaan en dit dan gaan oefen voordat jy nou aangaan na die 14 maande mylpale toe dat jy dit half nie skiep nie, as ek dit so kan sê. En dat jy regtig op daai fondasie bou en 'n sterk fondasie skep vir jou kind. Ja, en ek dink die mylpale vir ons ook is ek sien nou ek was 'n graad 3 juffrou ook. En ek het by my graad 3's gesien, net eintlik dit wat hulle nie as kleintjies of babatjies en peters en kleuters gedoen het nie, van 'n vroeë ouderdom, ja, van 'n vroeë ouderdom af kom nou uit in graad 3. En eenvoudige goed soos skryf en sukkel met lees en dan as mens teruggaan en net bietjie na daai kind gaan kyk, soos dan sê die ma, o nee, die kind het nooit gekruip nie of die kind het nooit dit, dan dink ek dan en dit is ook eintlik waar die hele passie begin het. Ja, dit vind regtig uitdrukking as hulle nou begin skool toe gaan, sien mens, daar was nie goeie fondasies gelê in hulle vroeë kinderjare nie. Sjoe. Ja. En Anay, wie kan dan hierdie bokse gebruik? Menende, wie kan dit nou saam met die kinders doen? Vir wie het julle dit ontwerp? Okay, so definitief vir mammas. So ons wil mammas bemagtig. Ja. Maar die meeste mammas gaan werk toe en hulle wil nog steeds die beste hê vir hulle kindjies, maar hulle weet nie noodwendig hoe om dit te doen nie. En baie mammas wil nie kinders kleuterskool toe stuur nie. Veral nie van 'n babietjie nie. Ja. 'n vroeë ouderdom, ja. So dan wil hulle by die huis hou saam met 'n oppasser of 'n nanny of dan ouma of oupa en ja, dan kan hulle nou hierdie bokse gebruik. So dan weet die mamma dan, okay, my kind word op 'n goeie manier gestimuleer en hulle word gestimuleer volgens dit wat hulle moet doen. En so dit is maar dis vir mammas, selfs net vir mammas wat ook tyd saam met hulle kinders wil spandeer. Soos ek byvoorbeeld, my dogtertjie is in die kleuterskool, maar ek doen dit sommer oor naweke met haar. Net om self te kan sien, kan sy dit doen en net om tyd saam met haar te spandeer. En dan ja, oumas en oupas kan dit doen en oppassers en ek dink wat die oppassers gedeelte waarom sê dis die meeste mense wat ons boks gebruik. Ons sit vir die mammas, as jy nou Afrikaans is, dan sit ons vir hulle die Engelse handleiding in. Dis baie oulik. Ja, sodat die bokse kom in Engels en in Afrikaans. Ja, so dit is in albei tale beskikbaar en jy kan nou jou Afrikaanse boks bestel en dan kan jy net vir ons sê, hoorie maar my oppasser gaan dit gebruik en sy kan nou net Engels lees, dan kan sy nou al die instruksies mooi volg en dit toepas, maar sy kan nog steeds die Afrikaanse media, die digitale media, die liedjies en die video's, kan sy nog steeds in Afrikaans dan vir die kind wys, sodat dit nou, dat die kind nog steeds in Afrikaans half geonderrig word, as ek dit nou so, of blootgestel word aan Afrikaans. Maar ja, dis tog wel vir my as ouer baie belangrik, ook, dat my kind nog steeds Afrikaanse blootstelling kry, maar ons oppasser is Engels. Meeste van hulle is partykeer. So dit werk nogals lekker. Jy het nou vinnig iets genoem van video's. Watter video's is dit wat hulle dan nou kan kyk? Okay, so daar's verskillende dele van ons boks. So ons het nou ons het die liedjies wat nou die deel vorm van die digitale media. So dis maar 'n tema lied want ons bokse is volgens temas geskryf. So as dit nou sê maar seediere hierdie maand is, dan is die liedjie nou, so ons het 'n musiekjuffrou wat vir ons dan liedjies geskryf het vir ons boks, en sy werk ook met kleintjies, en dan sê dit nou mooi vir 'n liedjie gaan skryf oor seediere, en volgens dit wat hulle nou sal kan half leer en verstaan, ja, ook vir daai lekker inheffing, en dan het ons kyk die video materiaal in ons baba bokse, is dit half raad vir mammas, so dit is, of sê maar dit is byvoorbeeld 'n masseringsvideo, as jy babatjies moet masseer, dan is dit nou mooi uitgebeeld en die stappe, hoe kan jy dit nou by die huis doen, hoe kan ek my baba masseer, hoe kan ek my baba byvoorbeeld strekke doen sonder dat hulle seer kry, en dan in ons ouer bokse is dit dan 'n Bybelstorie, so dit is, ja, so dit is dan ons drama juffrou wat ons gekry het, en sy vertel nou Bybelstories met bubbles, en dan is dit nou al die lesse wat jy nou daar uit kan leer, en die Bybelstories hardloop ook saam met die temas van die bokse. Ja, en mense besef nie hierdie klein goedjies wat mense van 'n vroeë ouderdom in jou kind
hoe kan ek sê, bou, wat 'n groot verskil dit in hulle ontwikkeling eendag kan maak nie. Dit Ja. is verskriklik oulik. En dan Anay, ek wil ook dan net weet in watter areas lewer julle af? Hoe werk daai deel van die besigheid? Okay, so ja, ons lewer reg oor Suid-Afrika af. So ons werk saam met 'n maatskappy wat saam met al die koeriermaatskappye werk en dan afhangende van waar jy bly. So die meeste van ons mense is op plase, so dit is ver uit en dit is nogal moeilik om by hulle uit te kom, maar die koerier kom daar uit. Ja, ons stuur reg oor Suid-Afrika. Ons het selfs van ons bokse wat Namibië toe gaan. Maar Namibië toe, hulle bestel dit en dan kom haal hulle dit en hulle vlieg op of hulle kom haal die bokse. En dan ja, ek wil nou ons lewer nou nie in oorseese lande af nie, maar baie mense wat hier kom vakansie hou, dan koop hulle sommer 'n klomp bokse en dan vat hulle dit nou Vooruit, soos ja. Nederland toe of in Saudi-Arabië of wat ook al, dan vat hulle dit nou soen toe. Ja, want hulle kinders kry seker nie Afrikaanse blootstelling daar nie. Exactly, ja. So dit is wat Sjoe. hulle. Dis vreeslik oulik. Ja. Anay, en dan net om af te sluit, wat beplan julle nog vir my avontuurboks? Okay, so ons is tans besig om te werk aan en te skryf aan ons 3 tot 4 jaar bokse. Ons het soveel navraag gekry oor het julle nie bokse vir 3 tot 4 jaar, 4 tot 5 jaar nie. So ons werk nou aan dit en ons beplan om dit dan Mei, Junie hierdie jaar uit te bring. En dan is ons ook besig om bietjie koppe bymekaar te sit, ook so met ander mense in die veld om 'n skoolgereedheidsprogram bymekaar te sit wat ook maandeliks hardloop wat jy sodat jou kind reg kan wees wanneer hy graad R of graad 1 toe kom, dat dit nie so groot ek wil amper sê of nie soveel druk is vir 'n kind wanneer hy Aanpassing, nê? Ja, dat dit die aanpassing so bietjie makliker kan maak vir jou kind. Ja, want ek meen hulle moet nou klaar met 'n groter skool, aan 'n groter skool gewoond raak. Daar's ander faktore wat ook soveel druk op kinders sit. Ek dink as mense half net die akademiese boksie kan piek so lank, dan maak dit al klaar 'n groot verskil. Ja, so ek dink daai sal nou nogal 'n hele rukkie vat om dit bymekaar te sit, maar dis definitief met my seentjie wat nou graad 1 begin het, kan ek sien die maatjies in die klas en by die ouer aand sê die juffrou ook, hulle sukkel nogal om dit is baie wat hulle moet leer, tel, skryf, lees, Engels lees en nou is hierdie kind, nou weet hulle nie wat om te doen nie of hulle hou nie daarvan om skool toe te gaan nie want dit is net te veel. So ons sal dit so 'n bietjie makliker maak vir hulle om dan skool toe te gaan en ja, vir die ouers ook. Dis fantasties. Baie dankie dat jy vandag vir ons meer kon vertel het van my avontuurboks. Ja, ek stel regtig voor ons ondersteun hierdie besigheid. Ek dink daar lê 'n fantastiese avontuur vir ons kinders voor saam met hierdie bokse. Anay, baie dankie. Dankie Anneke. Tot volgende keer. Totsiens.